Iya. Oh saya. Panggiwan. Als je geloof mij bij die vergeten doen of iets, ik kom ver, wat ik zeg. Alright. Ik ga hem aantrekken. Dat weet ik niet.
immer daar. Laat steeds die lig ons lewenspad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir ons. Hulp van die hulpelose bly by ons. U wat ons nooit verlaat nie, goeie Heer, weet om met swakke mense te verkeer. Gaan pyn en lyding soms bo ons verstand. Weet ons U hou onwrikbaar nog ons hand. U bystand is so kosbaar elke uur. Deur U genade leer ons leed verduur. Daar ooit 'n beter lig te kry. U Gees bly immer ons onfeilbaar by. O Heer wat nooit verander bly ons by. Onze Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U met die grote Kersdag, wat ons eersdaags as dit U wil is gaan geniet en herdenk, dat U toe onze Vader op die aarde geword het. In die songloed van ons somer is U dit, en in ons winternachtse kou. By die klink van huweliksklokkies, en in die laamver van ons rou. In die lente van ons liefde, tot by die kluitklap op die kus. Dankie Here dat ons nêrens met 'n silverspeltjie se punt kan druk op hierdie wêreld of in ons omstandighede waarin U nie is nie. Ook vanmôre in hierdie besondere huis en by hierdie besondere adres en by hierdie besondere geleentheid. En laat dit tog so wees as daar iemand is wat dit nie glo nie. Die feit dat U woord hier is, beteken dat U mond hier is, beteken dat U hier is. Laat dit vir ons almal vanmôre 'n wonderlike ervaring wees, wanneer ons afskeid neem van 'n troue dienaar
Maak ons bewus van u teenwoordigheid, die Here, en seën ons met u woord. In die naam van die vleesgeworde kerskind, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons loflied is op versoek van Elma en die kinders, lied 256 vers 4. Weet aan wie Gemeente, net 2 opmerkings aanvanklik. Ek wou hier by die kateder staan, maar op versoek van Elma beklee ek nou maar die hoë stoeltes. Die tweede is, ek dra my toga om 2 redes. Dat ek en Nico ons toegas gedra het. En ek dink ons het baie netjies gereik in sommige van die predikante vandag. Ek en Nico het mekaar 66 jaar gelede as eerstejaar admissiestudente in die ou hoofgebou ontmoet in die Hebreëse klas van professor F.C. Fensham. Saam met ons was onder andere Pieter Potgieter, wat later gepromoveer het in die teologie en eintlik professor is. En later ook dekaan van die teologiese fakulteit in die kweekskool van die Vrystaat. Net langsom in dieselfde klas by Prof. Fensham het Hans Roux gesit. Ek is so bly julle is hier. Hans was die fundie van die kerkgeskiedenis van ons klas. En hy het byna gepromoveer met sy promosie en navorsing van Helperus Ritsma van Lier. Ek is bly julle is hier, Hans. Ek merk ook vir Dr. Gerdery van der Merwe hier op.
En dan vir 'n predikant wat saam groot geword het met Nico in Tiervlei, Dominee Johan Botes, wat later die predikant in die Grote Kerk in Kaapstad geword het, waar hulle deesdae lyk dit vir my politieke vergaderings hou. Behalwe dat ek en Nico klasmaats was, het hy in 1963 saam met my gaan logeer in sy aparte kamer by meneer Pieter McLean, wat toe die advertensiebestuurder van Rembrandt was. En toe een middag in 1973, terwyl ek in Tiervlei sy moeder, sy grootword gemeente was, net toe ek my nagereg eet, toe lui die foon. En toe ek nou gaan antwoord, toe is dit Dominee Nicolou van Oudtshoorn. Ek sê toe vir hom, "O Nico, julle het mos vandag beroep, jong, weet julle beroep?" Hy sê, "My grootste vriend." En ek rits vir hom so 1 of 2 name af. Hy sê, "Nee, ons het Jan Lou Kuiler beroep." Die 8 Oktober 1965, toe trou hy in Elma, in Tiervlei se pragtige ou kerk, waarvan die preekstoel uit Mboya gemaak is deur Dominee de Tooy. En ek is gevra deur Nico en Elma om vir hulle die pragtige lied van Karel Boom te sing, "Stil wie die nacht." En vandag moet ek die swane sang uit die woord sing by sy troostdiens. Ek en hy het mekaar beloof om mekaar se troostdienste te hou. Maar hy het nooit sy teks vir my gegee nie. En net voordat hy dit nou die dag vir my kon gee, in hulle aftree oorhuis, toe het hy aan die slaap geraak. Ek het heimlik oor die jare gedink, as dit nou so moet kom dat ek Nico se gedenkdiens moet hou, dan gaan ek preek uit Lukas 2, waar Maria en Josef die kindjie Jesus in die hande, in die arms van Simeon gesit het. En toe het Simeon gesê, met die Jesus in sy arms, Here, laat u diensknegt nou maar gaan in vrede, want my oë het die Verlosser gesien. Ek het die preek so half en half al oor die jare uitgewerk, en toe kry ek nou die dag van Elma 'n skermgreep op my selfoon, wat sy afgeneem het van Nico se Bybel, waarin hy Psalm 116 onderstreep het.
en by vers 15 geskryf het, lees hier. Psalm 116, ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister, elke keer as ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het baie benoud en bekommerd geword. Maar toe het ek die naam van die Here aangeroep en gesê, Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Nou moet ek net tot rus kom. Want die Here het goed gedoen aan my. U het 'n einde aan my trane gemaak. En u het gesorg dat ek nooit weer sal struikel nie. Ek het voor die Here bly wandel. Ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is met my klaar. Hoe sal ek ooit die Here kan vergoed vir al sy weldade aan my? Ek kan net daarvan getuig met 'n drankoffer. En die geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy volk. My geloftes aan die Here sal ek in die teenwoordigheid van sy volk betaal. En dan hierdie aangrypende vers, gemeente. Vir die Here, dis wat Nico onderstreep het. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars nie 'n geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af al. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. En ek wil my geloftes aan u betaal in die teenwoordigheid van die hele volk, in die voorhoewe van die huis van die Here. Binne in jou Jerusalem. Kom ons prys die Here. Ek soek nou my sakdoek. Maar toe maar. Damn dood. Damn dood. Het my
vroom broer gesê hier in die begrafplaas die dag, toe hy die tweede graaf Rooi Karoo grond op my pa se kus gooi. En hy het die graaf met geweld in die hoopie grond neergesteek en hy het na die ooste toe gestap. Die gevierde teoloog-digter Tosius het nie so kras oor die dood gepraat nie. Nadat die weerlig op 24 Desember 1920 ou Kersaand sy 12-jarige dogtertjie doodgeslaan het deur die kamervenster, het hy die volgende dag in sy studeerkamer die gedig geskryf oor die godsbesluit. Bo al u donker bome, Heer, groei daar een enkele reusboom uit. Dit is die Waggebietjiebos van u besluit. Van ver, so mooi, so groen, so blink. Maar as ek verder kyk en dink, as wat 'n sondaar pas, en steek ek dan my hande uit, dan gryp ek in die dorings vas. Cornelis Langenhoven het ook sy moeilikhede en sy krisisse en sy beproewing gehad. En toe na een daarvan toe gaan sit hy onder die dik bamboesbos in arbeidsgenot en hy skryf: Die wêreld die draai en hy draai altyd reg. Al begryp ek hom nie en al verstaan ek hom sleg. My vader daarbo het sy hand op die rad en sy oog op die verste draai in my pad. Die skrif het 'n totale ander interpretasie van die dood, gemeente. Die psalmis van Psalm 116 skryf: Vir die Here is die dood van sy troue dienaars nie 'n geringe saak nie. Ek meen amper met apologie aan die Bybelvertalers dat die vertaling van die 1953 teks nader aan die waarheid kom. Want daar staan in Afrikaans geskryf: Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Want die Hebreëus gebruik die woord gasiet. En vir die gunsgenote van die Here gebruik die Hebreëse Bybel, die Ou Testament, die woord gasidim. Hulle wat vasgevat is en eenkant gesit het. Hulle wat in die tempel moes dien, Aaron was 'n gasiet. En Nicolou was 'n gasiet. Sy hele lewe het afgespeel, die gasietsin,
het afgespeel in die tempel, tussen God se mense, by God se volk, wat ons vandag die kerk sou noem, die eklesia, die uitgeroepenes. En nou wil ek graag vir u twee groot waarhede van die gunsgenoot van God sê. Ek wil die eerste wat vir my aangegryp het in die oordenking nou van Psalm 116 was dat 'n Gasied het 'n baie besondere, navolgenswaardige lewenstyl. Nie sommer enige jarap in sy maat kan 'n Gasied wees nie. 'n Gunsgenoot van God wees nie. Die heel eerste wat my opgeval het, is dit is iemand wat gered is. In vers 6 en in vers 8 en in vers 13 sê die onbekende anonieme skrywer van Psalm 116, U het my gered. In vers 16 sê hy, U het my vrygemaak. En verskoon my tog, maar toe het ek gedink, toe ek so 'n joggertjie was, het ons by die bakke stranddienste gehad. En ek was op 'n stadium die leier van die blou spannetjie en ek het daar op die bakke se houtverhoog gestaan met 'n blou vlaggie. En dan het ons gesing. Jesus, die sterke verlosser, redding gee hy, redding gee hy. Jesus, die sterke verlosser is hy. Hy verbreek al my bande, hy verbreek al my bande, hy verbreek al my bande. En hy maak my vry. Nico het my vertel, hy het 3 bekerings gehad. Is dan het 8. Toe hy eendag sy hart en sy lewe vir die Here Jesus gegee het. Hy het 'n tweede bekering gehad, het hy vir my vertel, nadat hy en Elma en die kinders wat hulle toe gehad het van Gansbaai af Oudtshoorn toe gekom het. En toe kom nou die dag vra, Nico, jy het my nou nog nie van jou 3de bekering vertel nie. Toe het hy vir my gesê, ag ou Janlo, ekskuus, of soos hy gesê het, ou Jonie, ekskuus tog, maar ek dink dis daar so swaar en ek praat so moeilik. En toe raak hy weer in die slaap. En ek is so nuuskierig om te weet wat dit was. Maar dit weet ek. Nico kon elke woord van die psalmis beaam. Met stelligheid. Ek is gered. Daarom is ek 'n gunsgenoot. 'n Gasied. Die tweede die navolgenswaardige lewenskenmerk van 'n Gasied is, hy het 'n getuienis.
En as jy nou Psalm 116 gaan lees, dan sien jy, hy getuig veral oor die weldade van God. Hoe goed die Here vir hom was. En hy getuig oor die ontferming van God. Hoe God sy hande oor hom gehou het. En oor sy mense. Hy getuig oor die sorg van God. Hoe God van elke oggend se môre, elke dag se môre af tot elke aand se nag gesorg het dat hy geen gebrek ly nie. Maar wat my opval in Psalm 116 is dat hierdie getuienis gaan gepaard met vreugde. En kon Nico nie lekker lag nie. Soms selfs met sy hand so voor sy mond. Die digter van Psalm 116 was so behep met sy getuienis oor hierdie Jesus, hierdie God wat hy aanbid, dat hy daaroor 'n psalm gaan skryf het, dat hy daaroor wou sing, en inderdaad gesing het. En 'n ander ding wat my opgeval het van die getuienis van hierdie Gasiet, van hierdie gunsgenoot van God was, dit was nie openbaar. Dit was publiek. Almal moes dit hoor. In die teenwoordigheid van die volk. In die voorhoewe van die tempel. Binne in jou Jerusalem. Hy het dit sy werk gemaak. Dat mense moes hoor. Daar is 'n Jesus, daar is 'n God, die woord is die waarheid, en ek is die eksponent daarvan en die toonbeeld daarvan. Ek is nie daaroor skaam nie. Soos 'n lamp op 'n staander, soos die Here Jesus gesê het. Soos 'n stad op 'n berg, soos die Here Jesus gesê het. So was hierdie man se getuienis. In Nico sin. Daarom het hy hier gestaan. Sigbaar vir almal. Skaamteloos. Met die woord. En dit was een van die besondere kenmerke wat ek van Nico sal onthou en nooit vergeet nie. By geleentheid het ek vir Villiers en vir Hannelie in die woonwa gaan kuier aan Santos. En toe vra ek vir haar, want Nico was toe al wankelmoedig, hy moes aan ons vashou of hy het 'n kierie gehad of aan Elma om te kan stap. Hoe gaan dit met pappa? Toe sê sy hierdie merkwaardige woord. Oom, nee, dit gaan goed. Hy sit maar daar in sy kamertjie met sy Bybel. Nico was een van die vriende van my. Hy het baie keer gesê, man, daai ou produseer net junk. Nico was een van daai vriende van my, met wie ek en hy met my nie tjol gepraat het nie. Diep teologie. Hy het elke keer as ek by hom kom vir my 'n ander boek se titel genoem waarmee hy besig is om te lees. Ekskuus, is dit Joppie Hatting wat daar sit? Is Joppie nie?
Ekskuus. Hy het elke keer vir my 'n ander titel genoem van 'n teologiese boek waarmee hy besig is. Want hy het die Here Jesus so lief gehad dat hy die meeste ooit van hom wou weet. 'n Ander ding wat my opval van hierdie lewenstyl van die gunsgenoot, behalwe dat hy gered was en 'n getuienis gehad het, was die duur daarvan. Jy sien, hierdie gunsgenoot van God was nie maar net momenteel, periodiek, soms, hier en daar, 'n gunsgenoot van God nie. Hy sê in vers 14 en hy herhaal dit in vers 16, ek het bly glo. Ek het bly wandel. Dit is asof hy wou sê lewenslank, ononderbroke, voortdurend, altyd, oral, kontinu, sonder ophou, aan mekaar. Die laaste van hierdie getuienis en van hierdie lewenstyl van die gasiet, van die gunsgenoot was sy diensbaarheid. Hy sê in vers 18, ek was u dienaar, Here. Van my geboorte af was ek dit al. Troue dienaar, sê die Bybel. Daarom vertaal die Engelse Bybel hierdie teks vir my so pragtig. Ekskuus dat ek dit nou aanhaal in Engels, maar laat ek dit nou maar vir julle sê, want dit is baie mooi. Precious. Precious is in the eyes of the Lord the death of his saints. Kostbaar. Precious. En was Nico dit nie? Huisbesoek. Baie erg met die prediking. Hy was erg oor sy preke. Hy het altyd vir my gesê, Johnny, jy's eintlik 'n VDM voor donderdagmiddag, maar ek is 'n VDB voor dagbreek. Hy het soms saterdag nagte gesit met die woord, sodat dit volledig min of meer sou wees as hy hier kom staan het. Met sy manuskrip, wat hy afgelees het, nie soos 'n koekresepie, maar dat ons aan sy lippe kon hang. Hy het so gepreek dat 'n mens kon proe wat hy sê, dat 'n mens kon ruik wat hy sê, dat 'n mens kon begeer wat hy sê. En dan was dit regtig soos hierdie gasiet binne in Jerusalem. Sy sterkpunt in die bediening was eintlik sy diens van barmhartigheidsklem wat hy gelê het. Hy het 'n verskriklike liefde vir die afvlerkmense gehad, vir die benadeeldes en vir die armes. Waar sit Rosie? Sy sal daarvan kan getuig. Want Rosie was mos eintlik die mevrou ACVV van Oudtshoorn. En Nico was die voorsitter van die Christelike Maatskaplike Raad.
En hy was so behep met hierdie diens wat hy kon of wou lewer aan die volk van God, dat hy later voorsitter was van die synodale kommissie vir diens van barmhartigheid van die Wes-Kaapse Kerk en dat hy op 'n stadium beroep was as sekretaris van die diens van barmhartigheid. Maar vanweë sy liefde vir die bediening in Stellenberg en in Kenridge het hy die beroep bedank. Diensbaar. Dis die eerste wat ek net vir u wil sê, my tyd loop nou uit nou. Behalwe die navolgingswaardige voorbeeld wat ek gesiet stem, is daar iets anders wat ek tog nie kan nalat om te verwoord uit die woord uit en dit is die belonende lewenseinde. Hoekom is dit so precious? Hoekom is dit so kosbaar vir God? Hoekom is dit geen geringe saakie? Van daai dood is die beloning wat in werking tree. Psalm 91 vers 7 lui: Die Here bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy speel daarmee 'n knikkertjie, sien soos ons het gedoen het. Die Here bewaar die siele van sy gunsgenote. En daarom het Paulus geskryf in Romeine 6 vers 23: Die loon van die sonde is die dood. Maar, skryf die groot evangelis, die genadegawe van God is die ewige lewe wat Jesus Christus vir ons gee. Die mooiste definisie van die dood staan natuurlik in Johannes 14 vers 1 tot 4 wat ek nou maar dink met my simpelheid laat dit so is. Waar die Here Jesus nou besig is om afskeid te neem van sy disippels en dan sê hy in Johannes 14 vir hulle: Moenie laat julle hart ontsteld word nie. Want daar's min dinge wat 'n mens se hart so ontstel soos die dood. En dan sê hy vir hulle: Glo in God, glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan nou om vir julle plek te berei. En dan volg hierdie merkwaardige woorde uit die mond van ons Verlosser. En as ek julle plek berei het, Nico, dan sal ek nie die begrafnisondernemer met sy trollietjie nie. Nie die dokter met sy terminale diagnose nie. Nie die dominee met sy swart pak en sy wit das en miskien sy toga nie. Ek sal. Ek sal kom en ek sal julle neem, Nico. Ek sal julle neem sodat julle kan wees waar ek is. Daarom jubel Paulus dit uit in Filippense 1 vers 23. Ek het verlange. Hy gebruik die woord smag, hunker. Die grootste wens wat ek kan wens, sê Paulus,
is om heen te gaan, nie dood te gaan nie. Heen te gaan en met Christus te wees. Daarom raak Paulus so lyries in 2 Korintiërs 5 oor as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God het, ewig in die hemel, met vaste fondamente. Ek kry vanmôre van my seun Jan-Louis hierdie SMS. En hy sê, pa, lees dit tog vir die gemeente. Dwight Moody, hy was, ek dink Pieter is Skotse predikant, nee. Dwight Moody het een keer geskryf, someday you will read in the papers that D.L. Moody of East Northfield is dead. Don't you please believe a word of it. At that moment I shall be more alive than I am now. I shall have gone up, higher up. That is all, out of this old clay tenement into a house that is immortal. A body that death cannot touch, that sin cannot taint, a body fashioned like unto his glorious body. That which is born of the flesh may die, but that which is born of the Spirit will live forever. Precious. Precious. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat die dood vir U so heel anders is vir ons. Kosbaar. 'n Groot saak van baie groot belang. En daarom treur ons vandag nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons treur met 'n stuk triomfantelikheid. Ons huil met 'n lied in ons hart. Want U het gesê, wie in my glo het die ewige lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En het U gesê, Here Jesus, die wat in my glo, sal nooit in ewigheid sterwe nie. Ja, ons harte sal ophou klop, Here, en ons longe sal ophou funksioneer, en ons bloeddruk sal val tot 'n nulpunt. Maar by U sal ons wees. En daarom wil ons dankie sê vir die hoogste toon van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in die ewige lewe. Ek wil bid dat dit vir Elma en vir al haar kinders en haar kleinkinders en haar agterkleinkind sal troos. En vir almal van ons wat vir Nico baie lief was. Ons dank U vir sy lewe.
Ons dankie vir sy belydenis en sy getuienis. Ons dankie vir sy troue werk in u wingerd. Ons dankie dat ons hom geken het. En ons dankie, Here, vir die invloed wat hy op ons almal se lewens gehad het. Wil u in die besonder na Elma en haar kinders en agterkleinkinders en agterkleinkind omsien en hulle toevou. Wil u hulle oppasel in u troostryke genade om Jesus ontwil. Dank ons u daarvoor en bid ons dit. Amen. Gemeente, ek gaan nou aan Kosie die geleentheid gee om iets te sê. Ek en Kosie is ewe oud. Want ons verjaar elkeen op 5 Oktober. Hy lyk maar net so jonk. Is die ding aan? Ja. Ek wil net voor ek begin vir julle sê, ek dink daar's broers van my wat 'n bietjie meer welvertale as ek is. Maar ek sal dit maar doen as die oudste. Wat 'n voorreg om vandag hier te wees. Ek was hier vir so baie preke van my pa. Ek dink ek het mamma, ek dink ek het vir Nico ingedra, hè. Ek het vir Nico ingedra vir doop hierso. Ja. Ja. So en wat 'n voorreg vir my om ietsie te sê oor my pa, maar hierdie is nie regtig so maklik nie. Hy het vir my 'n redelike klomp reëls voorgelê voor die tyd. So ek gaan dit vir julle aflees, dan kan ek konsentreer op wat ek doen. Gaan jy by my kom staan? Ek gaan praat oor die nalatenskap van my pa. Jy weet, wanneer 'n man se pa die dag nie meer daar is nie, is daar 'n groot verantwoordelikheid wat plaasvind in sy lewe, in 'n man se lewe, in 'n pa se seun se lewe. Die man wat hom lewe gegee het, waarde geleer het en bemoedig, is nie meer daar nie. Nooit weer kan hy vir jou raad vra, kan jy vir hom raad vra nie. Gou bel vir 'n woord van bemoediging of net 'n gesprekkie hê met die een man wat jou die beste sien en glo nie. Die enigste man wat altyd wil hê jy moet beter wees as hy. Nou as jou pa nie meer daar is nie en jy wil iets sê oor hom, is dit 'n ongelooflike groot eer. Maar ook 'n massiewe groot verantwoordelikheid. Nou my pa was nie net ons pa nie, hy was 'n pa vir my. Hy was hier saam met my vir 59 jaar. Maar hy was ook 'n baie toegewyde man van God, soos ons gehoor het van hom, Jan Lou. Dit was so 'n voorreg om vandag hier te wees en 'n bietjie vir julle te vertel van die absolute amazing nalatenskap wat my pa vir ons as kinders en vir my ma gegee het. Kyk, ek het baie duidelike instruksies ontvang van my pa oor wat gesê mag word en waaroor ek mag praat. En dit maak dit 'n bietjie moeiliker. Hy vingertjie so gesê, jy gaan nie oor my ophemel nie. Nou verstaan julle hoe moeilik, ja, miskien is dit 'n goeie idee, né? Okay. Nou verstaan julle hoe moeilik 'n taak ek het en dat as jy jou pa wil eer en respekteer, dan moet jy die wens wat hy pertinent vir my gesê het, respekteer. Ons familie het tyd gehad met pappa en baie tyd gehad om te praat en om te luister en te waardeer. Absoluut awesome. Dit was en sal altyd gekoester word, in jou hart gehou word en wat 'n voorreg dat Jesus vir ons hierdie tyd gegee het om met pappa te spandeer.
Kyk, ek praat van my en ons familie. As jou pa weggeneem word van jou aardsbestaan, dan is daar 'n paar dinge weg, maar daar's ook 'n klomp dinge wat agterbly en by jou altyd sal bly. Ons pa wou ons kinders altyd sien vorder, sien presteer en meer as als gelukkig wees. Sal nooit vergeet sy woorde so 4 weke terug aan my nie. Weer eens die vingertjie. Be kind. Always be kind. Hy het so gewys met my vingertjie altyd as hy vir jou iets wil sê. Al is jy nou 59 jaar oud. Nou ja, ons is 7 kinders, 5 seuns, 2 dogters en almal van ons lewe die lewe absoluut voluit. Meer as als, ons het vrede en ons is almal baie, baie gelukkig. Daar's geen bitter bessies in ons familie nie. Nou as jou pa weggeneem word, is daar 'n nalatenskap wat ewe skielik uitkom. Iets wat ek julle wil verduidelik op 'n tweemalige manier. So ek gaan dit probeer verduidelik so goed as wat ek kan. Soos ek gesê het, ons is 7 kinders en elkeen van ons kinders is so divers anders as die ander een. Maar kom van dieselfde common denominator. My pa se bloudruk, se stempel. Ons kom almal van dieselfde denominator af. Nou die nalatenskap van pappa aan ons is 'n geweldige groot persent en kom in 2 dele. Dit kom in 'n fisiese ene en ek gaan julle nou probeer verduidelik. Elkeen van ons 7 het iets fisies van my pa, iets wat jy kan sien, iets wat jy kan voel, iets waarop jy kan trots wees. Dit is ongelooflik hoe Nico. Ja. Dit is ongelooflik hoe Nico na my pa lyk in sy 20's. Toe my pa 20 was, hy 24 was, het Nico presies soos hy gelyk, soos 'n carbon copy. Selfs my seun Nicholas, presies oupa gelyk. En Nicholas is nou 24. Jackie het hierdie formidabele stem, en byna soos 'n predikant. Henny se hande, snaaks myne ook. Ek het ook presies dieselfde hande van ons pa. Frikkie het daai mooi pikante beentjies gehad en daai hare dos. Oupa's so leer hy met hierdie klomp hare. My 2 beautiful sissies. Nou ek dink ek weet waar hulle mooi geboude lyfies vandaan kom, want oupa was soos 'n Dawidsbeeld. Hy was altyd mooi gebou gewees. Ons almal het goeie gene en fisiese aardse dinge gekry wat ons nalatenskap is direk van ons oupa en ons pa. Ons lyk soos hy, ons loop soos hy, ons praat soos hy, ons stap regop en trots soos hy en verduidelik almal van ons met die hande as ons praat soos hy. Nou so is daar ook psigologiese nalatenskappe, afdruk van pappa se siege opgedeel in 7 baie diverse dele. Nou laat ek dit verduidelik, ek is 'n tegniese ou, ek is die enigste tegniese een in die familie, so ek verstaan om dinge te verduidelik, dat iemand dit verstaan. So luister nou mooi. Kom ons vat hom van die jongste tot die oudste. Waar is ek nou? OK. My pa het geweldige liefde gehad vir musiek, vir sang, van dit ons klein was. Daar het altyd baie smart hi-fi gewees en baie hard gespeel. En kyk waar is Jackie vandag. Jackie het ongelooflike stem. Hy speel musiek en hy maak musiek. Dit wou my pa so graag doen. Hy het dit nooit gedoen nie. Hy het nooit reg gesing, nooit reg 'n instrument gespeel nie, maar sy jongste Jackie doen dit absoluut in oorvloed. Ek bedoel, hoe awesome is dit? Dit is sy klein stukkie nalatenskap. Tweede, sagaard, die gawe om te luister en 'n toonbeeld van vrede. Dit was Frikkie, vir 19 jaar by ons. Hulle praat seker boekdele nou, na 30 jaar, sit pappa en Frikkie lekker en gesels oor die dinge wat hulle nog altyd wou gesels. Ons het altyd gesê, Frikkie is die engeltjie wat vir ons vir 19 jaar gegee is. Dynamies, go-getter, sosiale mens, dit is Nico se geskenk. So 'n voorreg om so 'n geskenk verniet van pappa te kry.
Papa was so, mense het van hom gehou. Mense kon oor enigiets met hom praat. Dit is Nico se groot geskenk. Sagge aardheid, ongelooflik kreatief, beradershart, dit is Didi se geskenk. En sy dra en gebruik dit met trots, deernis en die gift om te luister. Ons sien Papa so in jou Didi, dit is 'n ongelooflike nalatenskap vir jou. Familie vas, familie altyd eerste, ek wonder vir wie praat ek nou? Hou dinge onder beheer, al kom die storm, sal slaan hulle hard, staan altyd sterk. Dit is Hanlie se porsie van nalatenskap. En wat 'n ongelooflike porsie het Hanlie gekry, 'n massiewe groothede. Die psigologiese persent wat Henny gekry het, benei ek partykeer redelik baie. Oopkop, met ander woorde slim, hy werk dinge lank uit voor dit gebeur. En altyd besig met die toekomsplanne. En dit is seker Henny se grootste nalatenskap. Hoe kan ek dit vir jou beter maak? Dit is sy groot woorde. Dit is ons pa. Wat 'n voorreg om so 'n kenmerk te hê nie. Hoe kan ek dit vir jou beter maak? Kom reguit van Papa af. Amper klaar. Nou ek het so 'n bietjie van alles gekry. Maar ek is die enigste tegniese kind. En glo my, daai tafels wat Papa gebou het, die kerke wat hy gebou het, daai ure se praat oor wêreldveranderende patente, het ek in oorvloed gekry. As ek vir Papa sien, dan is daar altyd iets revolusionêr wat hy wil bespreek. Glo my, iets ernstig wat die wêreld verander. Oor ontwerpe goed, vir ure daaroor gepraat. So ja, ons kinders se nalatenskap is so divers verskillend. En daardie stukkie wat by ons bly en is altyd deel en sal altyd deel van ons erfenis wees. Die meeste amazing deel is dat ons pa is dat hy vir mamma gekies het. Met al die talente het hy dit saamgebring, sonder dat mamma eers verwag of geweet het. So mamma, Papa is hier in 7 dele. Sy fisiese en geestelike persent is uitgedeel tussen ons. En daar is in ons eie Papa se voorstelling en uitgebeeld. En ons lyk nogal ook 'n bietjie na hom. So nou kan ek kan boekdele praat oor staaltjies, gebeurtenisse in ons ongelooflike familie met my pa wat in die hoof was en die renpeter was, maar dit was nie sy wens gewees nie. So ons het almal so 'n bietjie mooi tyd saam gehad die laaste paar weke om tot siens te sê, laaste bietjie wysheid te hoor en sy vreedsame teenwoordigheid te wees. Hoe gelukkig is ons nie. Hoe bevoorreg en geseënd is ons nie dat Jesus vir ons geken het in die oorgang van Papa na die ewige lewe. Die roeping, die visie waarin hy geglo het. En nou lewe hy ewig en vir altyd. Dit wat hy verkondig het. So, my woord aan mamma moet verstaan dat al daai gawes wat Papa het, verdeel is deur 7. Ons gaan soos Papa vir mamma op die hande dra. Ons gaan mamma bel. Ons sal baie kom kuier soos ons doen. En altyd vir mamma sorg. En die belangrikste vir ons, ons sal dit 7voudig vir mamma soos Papa lief hê vir altyd. En vir mamma vashou. Baie dankie vir die voorreg dat ons as naamgenote, stempels, monumente en draers kan wees van ons Papa, wat ons so mildelik met baie hoorgelos en toegelaat het. Baie dankie. Dankie Kosie. Dis alraai tot jy nou dit gedoen het. Ek sit nou daar aan die kerkbank in die 4de ry. Baie gewoond gewees
En ek wil graag hê dat die swaarheid wat op die oomblik op ons harte lê, so 'n bietjie ligter raak. Want dit sal my pa ook verwag het. Toe ek in die 4de ry sit, toe dink ek aan die 1ste ry, waar ek altyd moes sit. Toe oom Jan nou bo preek, toe hoor ek my pa preek oor my. Want oom het Nico baie gesê, en my pa het gereeld ook, Nico kom na die voorste bank toe gesê. Nico sit stil in die bank. Nico kom op van agter die bank. So, toe oom nou so baie keer Nico sê, dink myself, hoe gaan ek nou die bedankings namens my ma doen hiervoor? Sonder om my pa se die woord pa of die woord Nico te hoor en nie dalk in die chunk te gaan nie. En dit het asof my pa my op my skouer gedruk het en gesê het, hy het vir oor die 40 jaar gepreek oor sy pa, God, en hy het nie gehuil nie. So hoekom gaan ek nou huil? Ek gaan nou oor my pa praat, hulle twee sit saam daarbo. So ek gaan my pa se naam en se lewe eer, deur 'n paar woorde te sê, namens my ma, en namens ons as gesin. Ek gaan dit probeer vinnig doen, die skrif is baie groot, dit lyk na 'n groot pak, maar julle sien die brille. So ek gaan dit maar redelik aflees, en dan net van my kant af, die koster later ook bedank om te sê, ek is in maintenance, as julle wil hê ek die kerk kom help. So ons as familie wil weer en weer vir ons hemelse Vader dankie sê vir pappa, se leen aan mamma en ons 7 kinders en hul gades en skoonfamilie, ons 15 kleinkinders en ons 1 agterkleinkind, wat dit nie kon maak nou nie. Papa het begin as jong dominee in 1956 by Gansbaai gemeente. Dit was sy insetgemeente. Daarna verhuis hy met 3 kinders en sy jong vrou in 1970 na NG Kerk Moedergemeente Oudtshoorn. Hier was hy predikant saam met dominee Janlo Keiler, onder andere tot 1980, toe hy en mamma en ons 7 kinders na Stellenberg in die Kaap verhuis het. Stellenberg was 'n makrogemeente en papa moes toe afstig en kennersgemeente van die vloer af begin saam met sy gemeente, leraars dominee Willem Burger en Julie Gous, wat ook hier vandag is. Vroeë aftrede het op 20 Junie 2004 gebeur en hulle het afgetrek Oudtshoorn toe, om op die plaas op skrikkeljaar 29 Februarie 2008. Ekskuus julle, ek het hierdie vanoggend gekry. Ons wil graag dankie sê, mamma, dit is jou, wat is my ma se woorde. Dankie my lieflike kinders vir al julle liefde, aan almal wat betrokke was tydens papa se moeilike tyd, die afgelope 3 maande. Dr. Welgemoed, so gereeld by ons en alles so innig saam beleef het. Met die kliniek, hom so met deernis behandel het. Jolien, papa se versorger, wat papa en mamma deur alles bygestaan het, met soveel liefde. Ook Marlie, sy aflosversorger. Die siekeboeg van die Millennium Park, die meisies wat papa elke aand in die bed kom sit het, gewas het, sodat ons laaste uurtjie kan onthou. Quick Care, Michelle en Larry, julle is uitstekend en julle hulp was onmeetbaar baie. Adrie Oendal van Hospice, dankie vir al julle omgee, besoeke, leen van rolstoel en ander voorraad. Jy is 'n wonderlike mens. Dominee Ewert Smit vir vele besoeke en gebede van troos. Dominee Skols se besoeke, baie dankie. Dominee. Vir familie en vriende wat by papa kom kuier het, hy het dit so waardeer. Alet Kok vir sang, so spesiaal. Dankie. Dominee Janlo, klasmaat en vriend van universiteitsdae af, vir al sy besoeke aan die huis en hospitaal en gebede, reëlings en bereidwilligheid om die troostdiens waar te neem, saam ook in moedergemeente Oudtshoorn gewerk. Dankie oom Janlo. Dankie vir al papa se universiteitsklasmaats wat hier is en die wat inluister. Aan die Keller familie, wil jy baie dankie, van my ook wil jy baie dankie.
vir al die grond waarop ons laaste huis kon bou. Dankie vir al die reëlings in die moeilike tye en ook die laaste stukkie grond vir pappa se liggaam in die familie Kerkhof agter Mooiplaas. Jy besef nie hoe baie ek en ons familie jou waardeer nie. Baie dankie. Ons sê dankie vir Hanlie, vir al die hulp, besoeke, ondersteuning en liefde en drukkies vir pappa en mamma, al die saamry, reëlings afhandel. So bly dat jy by pappa was in die hospitaal toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Vir reëlings vir familie se verblyf. Nicolies, Annelies se dogter, waar is jy? O. Jy het sommer dadelik gesê, jy sal oupa se eetgoed sal maak. Watter wonderlike gebaar en harde werk. Ek is seker ons gaan hierna baie lekker smil aan jou eetgoed en ons sien baie uit daarna. Jy is 'n uitstekende kok en moet nooit jou passie verloor of afskeer. Dit is so kosbaar. Baie dankie sussie. Ouma waardeer dit verskriklik baie. Hou ook aan om die suurdeeg te oefen. Oupa Nico se baie trots op jou gewees. Want dit is wat sy gunsteling ook was. Soet suurdeeg en boerbeskuit. Vir Zelnerie, vir die pragtige program. Dis regtig besonder en so sprekend van pa se sagtheid, liefde en vrede. Baie dankie Zelnerie. Dominee Gideon Lou vir die maak van die pragtige houtkruis op pa se voorlopige grafsteen. Dis pragtig en ek waardeer dit so baie. Dankie oom. Vir George Fourie van Suid-Kaap Finansiële Dienste wat ons help met die afhandeling van die boedel. Hy was katkesant ook van pappa. Dankie. Oudtshoorn begrafnisdiens vir al julle hulp en ondersteuning. Julle professionaliteit gaan nie ongesiens verby nie. NG Moedergemeente vir pappa se laaste diens waar hy vir 10 jaar kon werk in die Here se wingerd by name Jan Hengels Koster, Helena Orlis en Daniel Blighnout vir die klank. Jackie en Anel vir die streaming van die diens. Ons waardeer dit baie. Louise Ann vir die pragtige blomme in die kerk. Jy is dierbaar en ons waardeer jou liefde so baie. Dan wil ons ook net dankie sê vir die al die staf van Mooiplaas Gastehuis en vir alles wat julle vir ons gedoen het en nog gaan doen. Dis regtig 'n groot waardering. Annelie, ek wil uit my eie ook sê, dit is wat julle die afgelope 3 maande beteken het vir ons familie. Is om van ons skatbare ware. Tot ons mekaar weer eendag ontmoet. In die ewige woning, rus sag Nico, jou plek is leeg. Ons harte is vol van wonderlike herinneringe. Dankie. Wel dan. Alma, ek mag seker nou maar staan. Koesie, baie dankie. Jy het opmerking gemaak van die 7 kinders. Pa het altyd gesê, die kuilers het 6. Dit is 'n half dosyn, ek het plus 1. En dat is het, van die snaaks dat jy nie melding gemaakt het van die sy liefde vir spoed. Yes, sir. Hy het op Stellenbosch later, hy en David de Villiers en Joop Bejating het ingery met die trein. En toe later het hy 'n Peugeot 203 in die hande gekry. En hy het daai ding gesoep, hy het later 4 uitlaatpype gehad, 2 aan elke kant. Want hy het gesê, as ek in hom sit, moet hy lekker brul. En van sy eerste check in Gansbaai het hy vir hom 'n nuwe GTS Cortina gekoop. So mooi blou. Gemeente, dankie dat u hier was. Ek is jammer, ek weet nie van Jurie Gous of van, wat is die ander dominee se naam wat jy genoem het? Dominee Willem Burger. Ek is jammer, ek het julle nie gemeld nie, hoor.
Kom ons sluit af met op versoek ook van Elma en die kinders die Onse Vader. Ons Vader wat voert in die hemel, geheiligd sy naam. Laat U reich kom, U wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Gemeente, een van die hoogtepunte van enige erediens is wanneer die Here as dit ware sy hande op jou skouers of op jou kop kom lê en vir jou persoonlik sê: die genade van God die Vader en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees, dis joune. Amen.